Amen. En dit is hoe ons voorsangers recruit, julle. Amen. Kom ons staan, dat hulle nou nie alleen voel nie. Is hulle reg om die Here se naam groot te maak? Amen. Amen. Woo! Let's go. Keep it
don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's so much, nothing else before you, except for a heart singing Let's praise him. Hallelujah. 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 Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg om so te kan sing. Om die Here se naam groot te maak. Ek wil 3 tel. Dan sê ons halleluja. Is dit reg? 1, 2, 3. Halleluja! Nog 'n keer. Halleluja! Nog 'n keer. Halleluja! Amen. Amen. Ek kan sit lekker. Hier was 'n ou kindjie wat nou baie hard geroep het halleluja en Jesus het dit gehoor. Dis vir my vanmôre 'n groot voorreg om Pastor Jacques Pinaar aan die woord te stel. Ek is so bly hy is hier so en ek is so bly vir ons kindertjies wat hier is. En daar's iets wat ek glo. Julle kinders, luister nou. Baie groot mense sê dat die sonnaarskool is die kerk van môre. Julle is nie die kerk van môre nie, julle is die kerk van vandag. Julle is net so deel van die Here Jesus se kerk as enige groot mens. So ons is so bly julle is hierso. Ons mis 'n paar van ons maatjies, maar hulle loose uit. Dis eintlik die ouers. Ek meen dis waar die probleem lê, nie by die kinders nie. Maar ek is baie hierdie pastoor is al 31 jaar in 'n kinderbediening. En hy het 14 jaar geleer voordat hy daar gekom het. So dit was 'n hele lang proses in sy hele lewe wat die Here hom gevat het. En ons is so bly is ver oggend saam met ons. So jammer dat dit nou so reënerige dag. Ek spot altyd sê die apostolies wil almal water toe sleep. Maar as dit begin reën, hol hulle almal weg. So hulle is bang vir die water. In elk geval, en ons het in elk geval daar nog
Ons dak is nog nie reg nie, die assuransie wil ons nie uitbetaal nie, so ons is besig om kwotasies te kry, goed, maar dis eintlik maar daar vir almal wat nog nie gedoop is nie. As jy nog nie gedoop is, jy sit daar en 'n water val op jou kop, dis vir ons jou maar doop. So Pastoor Jacques, baie welkom, mag die Here jou saam met ons seën, en ek is so bly jy's hierso, kom ek. Dankie pastoor, hoor. Dankie. Ek gaan hulle net gou kans gee, Duan gaan nou daar wees net om in te stel, moenie bekommerd wees nie. Hy gaan amper jy kan hy gain maar heel afdraai, ek sal hard praat. Azai. Kyk na die ou langs jou. Ek dink ek gaan een van daai mikrofone gebruik. Okay. Azai. Nou kan almal my mooi hoor. Kom ons voor ons begin, draai net iemand langs jou toe en sê, ek is bly jy's hier. Ek is bly jy's hierso. Zoe, ek is bly jy's hierso, hoor? Ek is so bly jy's hierso, hoor? Is so lekker om elkeen van julle vanoggend te hê. Dankie vir 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees. Wat 'n pragtige gemeente. Sê vir iemand langs jou, jy sê net wonderlik, jy's pragtig ook, man. Okay, is so lekker. Ek het die aanbidding so geniet. Dit het gevoel of ek stilte tyd, as ek my oorste toemaak, dan voel dit ek luister na 'n CD. So, julle tegniese vaardighede is so mooi, maar wat my beïndruk het vanoggend van hierdie aanbiddingspan was julle hart van aanbidding. Een van my vriende Sters wat daai liedjie geskryf het, Vlam, sou vanoggend so beïndruk gewees het, nê, oor daardie liedjie, want dit was die bedoeling van daardie lied. Ek het vanoggend so gehoor 'n hinkering en 'n uitroep na meer van Jesus in ons lewe. En hoe kosbaar het julle dit nie gedoen vanoggend. Dankie dat julle die gemeente lei en dankie vir julle mooi bediening. So ek vir die ouens agter by die klanke, Doan. Ek het hom vanoggend ontmoet met 'n swart sakkie, hy hardloop hier buite rond en tel vullis op. Wat 'n pragtige jong man, hoor jy? Hy sê hy wat eerste wil wees, moet laaste wees, nê? En hy sal 'n dienaar wees van almal. Dankie vir jou mooi diensbare hart. Maar wat 'n mooi gemeente. Ek het vanoggend dit al so geniet vandat ek hier is. Hoe die aanbiddingsspan met mekaar gewerk het vanoggend, julle mooi harte met mekaar en hoe ek die kinders daar agter ontmoet het en die personeel daar, ons sonnaskoolpersoneel. Man, ons waardeer julle verskriklik baie. Maar sê vir jou langs jou, dis vakansie. Jippie. Die ouers by my gemeente vra altyd, pastoor, hoekom hou julle nie kinderkerk deur die hele vakansie nie? Ek sê regtig. Verwag julle? Ek het die kortste onderwysloopbaan gehad, ek was 'n uur lank. Ek wou gekyk het of ek onderwys kon doen. Is daar onderwysers hier vandag? Kan ek sien? Maar dis die hardste werk, dis die hardste werk, hoor. Ons sê vir al ons onderwysers, baie dankie. Maar wat lekker is van sonnaskool, ons het die kinders 'n uur, dan stuur ons hulle terug huis toe. Vol suiker. Dis 'n lekker ding. En wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier saam met julle te wees. Vanoggend wil ek met julle praat oor, jy is God se meesterstuk. Sê saam met my, halleluja. Okay. Ouers, ek wil vanoggend met julle kinders praat oor hulle identiteit, want dis ietsie wat verskriklik belangrik is. En dalk sit jy hier vanoggend as 'n volwasse mens en jy sukkel nog steeds met jou eie identiteit, want dis iets wat die sonde by ons kom steel het, ons waarde wat ons het in Jesus. Is dit nie so nie? En volgende is dit so belangrik om met ons kinders te gaan praat oor, wie is jy in Jesus? Wie is jy in Jesus? Dit is so belangrik om te besef dat Jesus het jou kosbaar en spesiaal gemaak, groot man. Het is kosbaar om dit te weet. Het is so belangrik ons identiteit, want dit is wat boeliegedrag in skole doen. Dit vernietig ook ons kinders se selfwaarde, is dit nie so nie? En daarom is die ouerhuis 'n oefenkamp om by ons kinders te installeer hierdie waarde van dat hulle het waarde in die Here se oë en dat hulle kosbaar is vir die Here. Amen. Daarom sal die Here mos nie in Samuel vir ons hierdie mooi gedagte gegee het en gesê het, wie aan jou vat Israel, vat aan my oogappel, sê saam met my oogappel. Okay, ons lees daai versie al baie. Wie van julle het daai versie al gelees? Maar wie het al gewonder wat beteken oogappel? Ek het dit gaan Google. Ek het dit gaan Google. Sê vir jou langs jy, as jy nie weet nie, vra vir mamma. Okay, is dit reg so? Nie vir Google nie, is gevaarlik, hoor. Maar oogappel beteken eintlik hierdie: iemand kosbaar en spesiaal.
Iemand het eendag so 'n liedjie geskryf en gesê A is vir dit, B is vir Bobotie, C is vir Chakalakke. Wie van julle ken daai liedjie? En G is vir gunsteling. Jy het hom. Ja, sy Boeta, jy het hom. En dit is wat oogappel beteken. Jy is God se gunsteling. Joshua, waar is jy? Jy is God se? Sê saam my gunsteling. Gunsteling. As jy het hom. Jy het hom. Okay. En dis die belangrikste, jy is God se oogappel. Ek het iemand nou, Zoe, kom help my volgende. Jy gaan hier saam met my staan, want Jacques se hand is vol met die mikrofoon. Hou jy vir my daai appel vas. Kom staan daar voor. Okay. As julle nou na my en Zoe sou kyk hier voor. Zoe draai na daai mense toe. Wie van julle dink jy die mooiste appel? Hoe sien julle so? Hæ? Myne het 'n buite. Is dit nie so nie, nê? Maar hoor wat sê die Bybel vir ons in 1 Samuel 16 vers 7, sê so mooi, hy sê, en die Here het vir Samuel gesê, moet nie na sy buitengewone grootte of lengte kyk nie. Hy sê, ek is nie soos 'n mens wat na die uiterlike kyk nie. Ek kyk na mense innerlike. Sê saam met my innerlike. En wanneer ons na hierdie twee appels kyk ons dadelik na die uiterlike en ons dink daai een is mooier. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Want ons is baie gestel as mense op ons uiterlike. Maar daar's iets kosbaar binne in jou. Daar's iets kosbaar binne in jou. En dis die waarde wat God aan jou toevoeg. Zoe staan net so. Gaan jy vir my so in die mikrofoon ek vashou? Okay, preek gou verder, ek is nou terug. Ek het 'n baie spesiale skatkis vanoggend, 'n baie spesiale skatkis. Sê saam met my skatkis. Wie van julle weet wat in 'n skatkis? Skatte, julle is reg. Sê vir jou langs jou, jy's nie so sleg nie, hoor. Okay. En hier het ek eers my Bybel. En hier het ek my pen. En hier het ek my witbord. En hier het ek my mes. Ons maak dit toe. Ek wil julle iets kosbaar wys vanoggend. Is dit reg so? As ek hierdie appel sou vat en Jacques sou hom oopsny. Hou vas. Nou jy op die nagmaaltafel, ek skies pas hoor. Okay. Wat sien ons aan die binnekant? Wat sien jy daai? Seeds. Maar wat sien jy nog? Kyk dieper. Wat sien jy? Soos wat lyk dit? Sê ons is sterretjies. Dis 'n sterretjie. Sien jy so mooi, nê? So in die lelike appel, wat sien ons, 'n sterretjie. Hou hom gou so vir my vas. Okay. Kom ons kyk. Sou jy dink jy hierdie mooi appel gaan dieselfde soos daai aan die binnekant lyk? Kom ons kyk. Hou vas my mikrofoon. Het jy hom daar? Okay. Hier gaan ons opvat. Wat sien jy daar? 'n sterretjie, nee. So maar in woorde, al is die uiterlike anderste, binnekant lyk ons almal nie. En jy het 'n kosbare skat. Jy het 'n kosbare skat. Maar weet julle wat, vir ons ouers, hierdie is 'n baie slim man. Jy kan weer gaan sit, dankie Zoe, hoor. Okay, 'n baie slim man het eendag gesê, only a fool knows how many seeds are in an apple. Jy sny hom oop, jy kan dit tel. But only God knows how many apples are in a seed. Dis waar, nee. So hierdie kindertjies wat vanoggend hier by ons sit, het verskriklik baie wat? Potensie? Sê gou potensiaal. Maar ons fokus baie keer op ons kinders se potensiaal. Ons wil hê hulle moet goeie rugby spelers wees, goeie netbal spelers. Maar weet julle wat? Daar is iets kosbaarder waaraan ons moet werk. En dit is ons kinders se karakters. Amen. Is ons kinders se karakter. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy, net soos wat die Here sy volk wou leer, dat God na die binnekant kyk. Dat die Here sê, ek soek 'n mooi hart. Amen. Ek soek 'n mooi hart. Ek soek 'n mooi binnekant. Want God kyk na ons innerlike. So met ander woorde, sê gesaam met my, ek is 'n sterretjie. Ek is 'n sterretjie. Jy is, hoor, jy's kosbaar. Kan jy sê, I'm a star. I'm a star. Are you English? Yes. Are you English? Okay, you're a star. Amen. Okay, en dis die kosbaarheid daarvan.
Kom ons gaan 'n bietjie terug. Ek wil julle 'n bietjie leer vanaf Genesis vandag tot by Korintiërs. Ons gaan so 2 ure besig wees. Nee, moenie bekommerd wees nie. Daar's 'n kosbaar. Waar is hierdie kosbare skat? Is hierdie Bybel. Sê saam met my, Genesis. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Josua. 1 Samuel 2. Kom ouers, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke. Esra, Nehemia, Ester, Job, Psalm, Spreuke. Okay, het julle hom? Okay, so belangrik, ons is daar. Hoor wat sê Genesis 1 vers 26. Okay, nou het ek ook vandag die kleinste Bybel gebring. Soos julle gehoor het, ek is al 31 jaar in die kinderbediening, so ek is redelik oud, hoor. Okay, wys my jare net dalk goed, maar ek is redelik oud, hoor. Vers 26, hoor wat staan daar. 26, waar is jy? En God het gesê, wie het gesê? God het gesê, laat ons die mens maak na ons beeld en ons gelykenis. En nadat die Here alles geskaap het, vers 31, toe God na alles kyk wat hy gemaak het, was dit goed. Sê saam met my goed. Sê saam met my goed. Goed. Ek het ietsie baie kosbaar hier vandag. Wat is hierdie? Wie van julle kan raai wat is hierdie? Wat is dit? Dis papier, maar sê sommer enige papier nie. Is dit net sommer enige papier nie? Is 'n bietjie toiletpapier nie? Okay, is 'n bietjie koerantpapier nie? Hierdie, julle moet van niemand sê nie. Maar hierdie is die Mona Lisa. Sê saam met my, die Mona Lisa. Die Mona Lisa. Okay. Niemand weet ek het daar nie. Okay. Ek het die Mona Lisa. Okay. Ek weet julle almal weet ek het nou die Mona Lisa. Sy gaan huis toe, hoor. Wie het Mona Lisa gemaak? Geskilder. Leonardo DiCaprio. Nee? Die Teenage Mutant Ninja Turtle mos. Leonardo. Nee, hy nie. Okay, wie? Leonardo da Vinci. Sê Leonardo da Vinci. Weet julle? Hierdie noem ons 'n meesterstuk. Sê saam met my 'n meesterstuk. Nou ek wonder hoekom is dit 'n meesterstuk? Daar's 3 dinge. Sê saam met my 3. 3, sê 3. 3. Sê saam met my 3. 3 dinge wat om 'n meesterstuk maak. Wie kan vir my sê wat is die eerste een? Wat is die eerste een? Kom ons dink. Marlo, dink diep. Dink diep seun. Wat maak hierdie 'n meesterstuk? Sê saam met my, daar's een van sy. Is daar nog 'n? Okay, ja, hierdie is die enigste een. Okay, hierdie is die enigste een. Is dit reg? Ja, okay. Dan sê saam met my, is een van sy soort. Een van sy soort. Nog ietsie wat maak hom 'n meesterstuk? Wat maak 'n meesterstuk? Ek gaan vir julle leidraad gee. Nog ietsie? Hoekom maak dit hoekom is hy 'n meesterstuk, hy? Wat sê hy kos nie net 1 nie. Hy kos nie net 2 nie. Hy kos nie net 3 nie. Hy kos sommer baie. Kan ek gou vir julle wys? Zoe, ek wil gou vir julle wys. Hoeveel kos die Mona Lisa? Is julle reg hiervoor? Kom ons kyk wie's goed met wiskunde. Hy kos nie R1 nie. Hy kos nie R10 nie. Hy kos nie R100 nie. Hy kos nie R1000 nie. Nie R10.000 nie. Hy kos nie R100.000 nie. Hy kos nie R1 miljoen nie. Hy kos nie R10 miljoen nie. Hy kos 100 nie. Nog eenetjie. Hy kos R1 biljoen. Hy een met 9 nulle. Dis wat Mona Lisa kos. Dis verskriklik. Jo, sê saam met my, dis duur. Dis duur. Okay, maar nou het ons 2 redes. Ons het net 2 redes. Gee my nog 'n rede. Ons het eerste rede sê ons 1. Die tweede rede is kos baie geld. Dis duur. Sê saam met my. Duur. Okay, dit kos duur. Wat? It's important. It's one of its kind and it costs a lot of money. $1 billion.
That's a lot of money. Okay, so meer as die rand. Ek kan nie daai somme maak nie. Okay. Ek het bietjie wiskunde gehad. Halleluja. Okay. Liewe manne, wie julle daar so my bietjie wiskunde maak. Kyk reg, gaan dit aan. Okay. Okay, hierdie wat nog? Dis deur 'n bekende kunstenaar geskilder. En sy naam is Leonardo da Vinci. So 3 redes hoekom hierdie kunswerk die meesterstuk is. Hoekom? Sê van my, een van sy so. En 'n bekende persoon het hom gemaak. Okay, 'n bekende kunstenaar het hierdie skildery gemaak. Daarom is hierdie Mona Lisa 'n meesterstuk. Sê gou saam met my, meesterstuk. Draai gaan nou jou maatjie langs jou en sê die volgende. Weet jy wat? Jy! Ek sien julle draai na mekaar toe. Hoor, okay. Sê jy, I'm going to do the English part. Okay. Okay, sê reg, sê saam met. Weet jy wat? Do you know? That you are a masterpiece. Dat jy is 'n meesterstuk. Jy is 'n meesterstuk. Sorry? Jy is 'n meesterstuk. Hoor jy dit? Jy is 'n, sê saam my meesterstuk. Meesterstuk. Aha. Okay, julle wondersteek hoekom ken ek die kinders se name? Ek is een van daai profete wat goed gaan kyk hier, nê. Julle wonderseker, nê. Okay, ek het hulle nog voor die tyd daar agter ontmoet. Okay. Wonderlik, pragtige kinders. Sê met my meesterstuk. Maar nou gaan ek julle ietsie leer. Is julle reg hiervoor? Okay. Wiekus kom staan hier by my. Jy hou die bordjie net so voor jou vas hier onder. Okay, niemand mag hom sien nie. Wiekus? Weet jy, jong man, dat jy is ook God se meesterstuk? Het jy dit geweet? Hoekom dink julle is Wiekus God se meesterstuk? Hoekom dink julle? Yes? Because God made him. What did we read in Genesis 1? Wat het ons in Genesis gelees? En die Here het na alles gekyk wat hy geskaap het en gesê, dit is goed. Sê saam my, goed. Okay, maar net om diep trek. Sê, is goed. Is goed. Okay, is goed. En God het gesê, is goed. Maar weet julle wat? Ons is so baie keer vasgevang op goed, op grond van intellektuele vermoë en prestasie wat ons doen. Is dit nie so nie? Ons kyk na mense en ons sê, jy is goed, want jy's vinnig. Jy sê vir jou vrou, sy's goed, want sy kook lekker. Alles prestasie gebonde. Ek het 'n jong seentjie by my by die sonnaskool, hy sê hele lewe al vasgevang in 'n rolstoel. Hy kan 2 woorde sê, en sy 2 woorde wat hy vir my kan sê is one way, Jesus. Dis al wat hy kan sê. En wanneer die woord van die Here met ons praat, van God het na alles gekyk en gesien, dit is goed. Wil ek vir julle sê, is die goedheid van God nie beperk tot intellektuele vermoë. Ek het lang jare terug gewerk by 'n skool vir Down syndroom kinders in Bloemfontein, Letty Forsie. En ek het woord gaan bedien daar en een van my pastoorsvriende sê, hoekom gaan jy so intoe? Hulle verstaan jou mos glad nie. En ek raak stil in my hart en die Here sê, weet jy wat? Daar kan dalk iets fout wees met hulle intellektuele vermoë, maar daar is niks fout met hulle gees nie. Halleluja! Halleluja! Is dit nie so nie? En daardie seentjie by my wat by die sonnaskool is, hy is goed. As Sondag aanbreek en hy stap in, wil elke kind vir hom hallo sê. Hy is die geliefde kind tussen hulle almal. Hoekom? Want wanneer daardie seentjie oom Jacques druk, dan ervaar ek net die liefde van die Vader. Ons almal het die kapasiteit om goed te wees, maar dis wat sonde kom doen het. Sonde het daardie beeld van God, die goedheid van God kom vernietig. En daarom is ons baie keer meer kwaad as wat ons lief het, is dit nie so nie? Daarom in ons huwelik verdra ons mekaar meer as wat ons regtig mekaar geniet, is dit nie so nie? Sê, hoe lank is jy getroud? 20 jaar en ons verdra mekaar. Hoe voel jou huwelik? Nee, wonderlik. Voel soos 15 minute onder water. Jy weet mos. Okay. Ons is mos daar. Maar luister hierso, maatjies. Elkeen van julle het die kapasiteit om die goedheid van God te openbaar. Ons kan lief hê waar die wêreld haat. Ons kan vergewe waar hulle bitterheid het. Elke maatjie wat vandag hier sit, God sê jy's goed. Sê saam met my, God sê, draai na iemand toe. Ja, juffrou, iemand rondom jou, loop gaan na iemand toe en sê, God sê, gaan raal, jy is goed. Amen. Amen. God is goed.
God sê jy is goed. Jongman, God sê jy is goed. Asai, God sê jy is goed. Jy is goed geskaap. So dames en here, ek wil julle bekendstel aan die heel eerste meesterstuk hier vanoggend. Dames en here, hom so. Dames en here, hier is ons eerste meesterstuk. En sy naam is? Wikus. En Wikus is? Sê Wikus, jy is goed geskape. Geef vir Wikus 'n lekker hande klap. Amen. Dankie Wikus. Ek gaan jou nou weer vorentoe roep. Ja, maar daar's nog ietsie. Ek het iets baie kosbaar. My gunsteling, kom hier. Jy mag vir niemand sê wat jy hier binne sien nie. Is dit reg sê? Dit wat hier binne is ongelooflik kosbaar. Dit wat hier binne is ongelooflik wat? Kosbaar. Dit wat hier binne is God se gunsteling. Wil jy kyk? Dit is mooi, nee. Kyk weer. Jesie. Wow. Weer. Kan jy genoeg kry nie, hè? Is dit nie so nie, hè? Ja, ons voorsangers van formaat. Okay. Jy mag nie vir hom sê wat jy hier binne sien. Wat sien jy? Kyk. Hey, kom maar, okay. So wat is hier binne? Speel, Carly. Hoe mooi lyk jy? Jy is kosbaar en spesiaal. Jy is kosbaar en spesiaal. Jy is kosbaar en spesiaal. Ja, pastoor ook, hy's okay ook, nee. Kosbaar en spesiaal. Nou sê wat, hè? Oh! Ja, dan jy ook, hoor. En jy oom, jy ook, hoor. Jy is kosbaar. Sê saam met my, jy is kosbaar en spesiaal. Julle kan maar weer gaan sit, maar sê vir hierdie twee voor hulle gaan sit, julle is goed. Okay, jy is God se oogappel, jy is God se gunsteling. Maar daar's nog ietsie, ons het gesê, hierdie is 'n meesterstuk. Ek wil net iemand kry, Hein, kan ek jou vertrou met hierdie asseblief? Dis my Mona Lisa. Okay, is dit reg so? Okay, ons sê, hy is daar. Okay, hy is daar. Okay, wonderlik, okay. Was nog ietsie? Ons het gesê, it's a masterpiece, is 'n meesterstuk, want iemand bekend het hom gemaak. Wie het jou gemaak? God het jou gemaak, soos hy vir Wikus gemaak, en ons sê, Wikus is 'n meesterstuk. Maar wat het ons gesê tweede? Wat's nog 'n rede? Dit is? Dier, sê aan my waardevol. So as julle julle Bybels kan vat, kom ons blaai gou na 1 Korintiërs 6 vers 19. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge en Romeine. 1 Korintiërs, sien jy daar soos daar, en na Romeine. So as jy gaan, en jy is verby, en jy kom ergens by Hebreërs uit, draai terug, okay. Moenie bekommerd wees nie. 1 Korintiërs, sê saam met 1 Korintiërs, Handelinge en Romeine. Okay, sê saam met, hierdie Bybel is kosbaar. 1 Korintiërs 6, vers 19. Net 'n nota aan myself. Volgende keer bring die groot drukbybel saam. Okay. Hoor hierso. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon, wat julle van God ontvang het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur. Wil jy sien? Waar staan dit? Duur. Sê saam my duur. Jy gaan net mis vanoggend, hoor. Wat staan daar? Kyk my. Jy sê mooi dier. Sê gou, jy is? Dier. Jy is? Dier gekoop. Sê saam my, dier gekoop. Jy is dier gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. Sê gou saam my, ek is dier gekoop. Ek is dier gekoop. Okay, ons het nou nog gesê 'n meesterstuk. Iemand bekend het daar die meesterstuk gemaak. Hy kos baie geld. En nou sê ons, luister hierso, Wikus is 'n meesterstuk, want God het hom gemaak.
Marlo, kom gou hierso. Staan gee by my jongman. Dames en here, ek weet nie of julle weet nie, maar ek wil julle voorstel aan nog 'n meesterstuk. Dames en here, ek stel voor aan julle. Marlo, ja, en hy is God se meesterstuk. Hoekom? Want hy is duur gekoop. Marlo, dis daarom maar belangrik om te weet jy is duur gekoop. Staan net so. Smaal mooi. Jessie, kyk hoe mooi glimlag. Jy gaan mooi glimlag. Okay. Want ons weet Jesus het vir ons aan die Wie kan my help 'n kruis maak? Kom help my gou 'n kruisie maak. So. Nee. Help my. Wys gou vir almal daarso. Wys gou vir almal. Okay. So met ander woorde, Jesus het wat het hy vir ons gedoen? Hy het vir ons aan die kruis gesterf. En deur sy kosbare bloed wat aan die kruis gestort het, is ons duur gekoop. Jongman. Marlo, ek wil vir jou sê, jy is duur gekoop. Want eendag was daar 'n kruis. En aan daardie kruis het Jesus gesterf. Vir jou, en 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 vir julle, en vir jou, en vir elkeen van julle, het Jesus aan die kruis gesterf. Hoekom? Want jy is kosbaar en waardevol vir hom. En dis hier waar ons die liefde van God as ouers moet modelleer in ons huis. Daar dieselfde liefde wat aan ons openbaar ons aan ons kinders. En daarom kan ek sê, luister hierso. Jy kos nie net 1 muntstukkie nie. Nie 2 gouers nie. Nie 3 gouers nie. Jy kos nie eers $1 biljoen nie. Jy kos wat? Infinity and beyond. Okay. Jy is gekoop deur die kosbare bloed van Jesus. Daar kan nie 'n waarde aan jou toegevoeg word nie, want jy is God se oogappel. Jy is sy gunsteling. Jy is kosbaar en die Here is lief vir jou. En ons almal sê amen. Dames en here, meesterstuk Marlo, kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap hê. Halleluja. Dankie. Daar's nog 'n rede hoekom dit 'n meesterstuk was. Wie veel kan vir my sê? Okay. Ja. Papa, dalk kan julle help. Daar's net een. Sê saam met my, daar's net een van jou. Yes, have somebody ever told you that you are quite slim? Clever, Ja, okay. Wat so? Miss, too slow, too flow, too high, too low. Okay, sê saam met my, daar is een van my soort. Daar's een van my soort. En Tommy, daar's een van jou soort, hoor. Oom, jy's awesome, hoor. Here is lief vir jou. Hy het jou geskape, kosbaar en besonder. En sy seun het vir jou in 'n kruis gesterf, my oom. Maar daar's een van jou soort. Weet jy wat, hierdie gemeente sal arm wees as jy nie hier is nie. Halleluja. Het julle agtergekom ons probeer soos almal wees? Het julle agtergekom? Ek wil soos die ander maatjies wees want hulle is vinnig. Ek wil soos hulle wees want hulle is mooi. Ag man. Okay. My boetie het altyd vir my gesê, wat is die eerste ding wat om die draai kom as Jacques om die draai kom? Sy neus. Sien julle? Nog redelik. Sien julle van die kant af. Sien julle van die kant af. Ja, ek is bly ons het nie almal mekaar se neuse nie, nê? Ja, moenie worry nie. Hier's 'n klomp oumas en oupas en pappas en mammas wat hier sit wat se tone soos knickknacks lyk. Ja, krom en skeef. Ja, is dit nie so nie? Sê saam met my, daar's een van my soort. Een van my soort. Daar's een van my soort. Sê saam met my, een van my soort. Ja, ek weet nie, maar ek is lus om 'n kreet te doen vanoggend. Ek wonder of julle dit saam met my gaan doen. Een van sy, maar voordat ons dit gaan doen, gaan ons eers hardloop na 'n kosbare Psalm in die Bybel wat 'n kosbare skat is en dis Psalm 139 vers 14. Matteus, Markus, Lukas. Julle ken nou al die rympie asseblief. As jy die Bybel oopmaak, gaan ons
Kom ons gaan maar Psalm toe. Okay, is amper een van die laaste psalms. Okay. Amper een van die laaste psalms, sê saam met my een van die laaste psalms. Okay. Okay, gaan ons terug. Spreuke, wat soek jy nou weer hier? Sê saam met my Psalm 139. Hou net vas. Okay. Ek ken dit uit my kop uit, maar ek wil dit lees. Belangrik. Vers 14. Dit is so mooi. Okay, is jy reg vir dit? Psalm 139 vers 14. Daar staan: Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Sê gou saam met my: Ek is wonderbaarlik geskape. Sê saam met my: Ek is wonderbaarlik geskape. Ek is wonderbaarlik geskape. En dit maak jou uniek. Dit maak jou uniek. Dit maak jou uniek. Het ek 'n mamma of 'n pappa of 'n oom, Tannie, sonderskool Tannie. Is dit Ronel? Is dit Ronel? Ronel, kom hier so. Okay. Ek skoot op my name vandag. Ek moet selfs sê. Wat sê Ronel? Jy weet dan die Ronel 'n lekker hande klap, maat. Dames en here, ek stel aan julle voor. Weet jy, is nogal belangrik dat daar net een van jou soort is, okay? My vrou sê as daar 2 van my is, sou sy dit nie gemaak het nie. Okay, was een van jou soort. So wanneer ons na Ronel kyk, besef ons Ronel, jy's uniek. Jy's uniek. Jy het spesiale vaardighede. Jy het 'n spesiale roeping ontvang. Jy het 'n spesiale hart. Jy's 'n kosbare mens. Jy's uniek en kosbaar aan mekaar geweef. En daarom dra jy waarde. So met ander woorde, dan leer die woord van die Here ons, sê saam met my: Ek is 'n meesterstuk. Ek is 'n meesterstuk. In Engels sê ons dit is You're a masterpiece. Want jy's uniek en kosbaar. Waar is ons ander meesterstuk maatjies? Kom hierso. Marlou, Wieke, staan gou hier by my. Okay, jy weet aan hierdie Nel. Staan gesê. Staan gesê. Staan gesê. Wonderlik. Wonderlik, wonderlik. Dames en here, dit is my wonderlike voorreg om vandag die 22ste Maart 2026 aan julle voor te stel. Nie sommer enige iemand nie. Okay, nie net sommer enige iemand nie. Dit is wonderlik om aan julle voor te stel. Marlou, hy is God se meesterstuk. Amen. Sit gou daai raam vir ons plat seën. Maar hy's meer as dit. Hy is, hou hom net so, staan regop sommer so seën. Kom op boontoe met jou kop. Jy is God se koningkind. Sê saam met my: Hy is 'n koning se kind. Hy's 'n koning se. Jessie, lyk jy nie awesome nie, hè? Lyk jy nie awesome nie? Ek dankbaar vir Steers daai tyd, nê? Okay, wonderlik. Jy is God se koningskind. Is dit nie kosbaar nie? Nie net as jy 'n meesterstukkie, maar die Here sê jy is syne. En hy het jou duur gekoop, nê? Dis wat ons geleer het, deur daai kosbare kruis. Jy's duur gekoop en jy's waardevol vir die Here. En ons almal sê amen, amen. Wiekes, lig op daai raam dat ons daai mooi gesig kan sien. Okay, Wiekes, jy smile nog nie. Smile. Smile, Wiekes. Wiekes, jy is God se meesterstuk, want iemand kosbaar en spesiaal het jou gemaak. 'n Bekende kunstenaar en sy naam is God self. En toe hy jou gemaak het, het hy gesê jy is goed. Nie julle moet almal moet saamwerk. Sê vir jou langs jy werk saam man. Okay. 1 2 3 en jy is goed geskape. En net sit daai raambeen plat so by jou bene. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy is nie net duur gekoop nie. Jy is nie net kosbaar gemaak nie, maar jy is 'n koning se kind. Halleluja! Sê saam met my, halleluja! Jy is kosbaar en spesiaal vir die Here. Staan net so. Tannie Ronel, jy's 'n koning se dogter. Halleluja! Okay, jy is uniek en waardevol. Lig hom op dat hy gesig van jou sien.
Sê saam met my, dames en here, ek stel voor aan julle, God se meesterstuk. Man, sy's dierder as die Mona Lisa. OK. Sy is die kroon van God se skepping. Sy is kosbaar en waardevol en spesiaal. Dat wanneer ons met mekaar werk, man en vrou in jou huwelik, onthou, jy werk, jy praat met God se meesterstuk. Jy praat met sy koningskind. En daarom moet ons mekaar ag en waardevol ag. Daarom moet ons mekaar met respek en liefde en deernis en verdraagsaamheid hanteer. Want jy is nie net sonder enigiemand nie. Hierdie wêreld wil jou identiteit kom breek en kom vernietig en sê dat jy waardeloos is. Maar jy is God se meesterstuk. En ons almal sê, amen. Kom ons gee vir hierdie kosbare mense so 'n wonderlike, lekker handeklap. Amen en amen. Amen. Dankie julle groot seuns. Dankie julle groot seuns. OK. Hoe lank was ek? Weet jy? OK, is 'n goeie een daai. Is 'n goeie een daai. Ek sal hom onthou. Ek sal hom onthou. Ek bær hom diep binne my sak. Amen. Amen. Ek is hier vandag vir een rede. Om vir jou te kom sê dat jy het waarde. Maak nie saak of my kindertjies van 3 jaar, van 1 jaar opwerk, tot mense van 60, 65, 70 jaar oud nie. Almal het die behoefte om te weet, dat hulle is kosbaar en waardevol in die Here se oë. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Man, wanneer laas het jy jou vrou om die skouer gevat, en net vir haar gesê, sy is kosbaar en waardevol, nie oor wat sy doen nie, maar oor wie sy is. Wanneer vrou het jy jou man geneem, sy hande gevat en sê, ek is lief vir jou en ek waardeer jou. Nie op grond van wat hy doen, dat hy die broodwinner is, of iets moet doen nie, maar omdat hy kosbaar is vir die Here. Wanneer laas het ons vir mekaar waardering uitgespreek? Julle weet toe Esau Jakob geseën het, het hy 'n paar praktiese goed gedoen. In die eerste plek het hy hom gevat en hy het 'n fisiese handeling gedoen. Partykeer het jy net nodig om dalk vandag jou kind te kan neem, in jou arms vas te vat en sê, ek is lief vir jou. Jy is kosbaar en waardevol. Dalk het jy nodig vandag om 'n woord van lewe oor jou kinders, oor jou tieners, oor mense in jou huis uit te spreek, oor jou vrou, en dalk te sê, jy is waardevol in die Here se oë. Ek waardeer jou vir wie jy is, vir jou sagte hart, vir jou ondersteuning, vir jou woorde van bemoediging. Ek waardeer jou. Dalk het jy dit vandag nodig om oor jou kinders se lewe hulle toekoms uit te roep, want daar's krag in woorde. Amen. En daarom sê ons oor elke kind vandag hier, wat die Here sê, en oor elke persoon wat hier sit, wat die Here sê, ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n toekoms van hoop. Sê saam met my hoop. En daarom is dit ek hoop. Ek het hoop. Ek het hoop vir wat ek sien vandag hier in hierdie land. Ek het hoop. Ek het hoop. Halleluja. Ek het hoop. Want ons het die kapasiteit om die goedheid van God uit te dra. Ons het die kapasiteit om ons wêreld en ons omgewing te verander. Ons het die kapasiteit om ons huise, ons skole, ons omgewings vir Jesus te wen. Met hierdie waarde, dat wanneer jy in 'n vertrek instap, bring jy die waarde en die goedheid van God daarin. Amen. OK, jy kan kies, jy kan nou instap of jy kan baie knorrig wees, moeilik wees, of jy kan die liefde van Jesus indra. Dit bly altyd 'n keuse. Wie glo jy is jy? Jy is God se meesterstuk. En ons almal sê, amen en amen. Ek wens ek kan elke persoon vasdruk vandag en vir sê jy het waarde. Maar ons gaan gou 'n kreet doen, is julle reg? Hierdie is een van oom Jacques se favourite krete. OK, maar eers dit, staan gesaam met my. OK, maak so. Sit hom hier oor jou arm. Hierso kan. Dan sê jy Dis dan maar lekker, nee. OK. Sê as niemand jou 'n drukkie gee nie, dan staan jy voor die spieël en sê jy Dis dan. Kom is lekker. Kom, julle moet dit saam met ons doen. Is so lekker, hoor. Is so lekker. Ag, papas, mamas. OK. Ek hoor hier's baie Jacques in hierdie gemeente. Kom, kan die Jacques opstaan? Asseblief. OK. Maak so Jy moet hom Dit weet jy, soos wat jy 'n whisper sou vat, en hom so op jou tong sou sit en OK, sê saam met my OK, julle het dit mooi. OK, OK, is julle reg? Ek gaan gou vir julle kreet leer. So ons gaan die volgende uitroep. OK, sê saam met my. Die volgende, ek gaan die mikrofoon neersit. Saam met my. Ek is die
maar wys die arthritis wie's baas vandag, okay? Is dit reg? Ek is uniek. Ek is spesiaal. Lieve julle, okay? Gaan julle saam doen? Kom gaan. Sê saam, ek is uniek. Ek is spesiaal. Yes. Okay, kom ons kyk, is julle reg? Ek is uniek. Ek is spesiaal. Yes. Kom ons staan net so. Kom ons hef ons hande op. Kom ons sit dit bo op jou kop. En jy gaan jouself nou seën. Sê die volgende agter my aan. Ons raak stil. Dankie, koning Jesus. Dankie, koning. O, Karabosha, jy het van hom. Ek is die kop. En nie die ster. Ek is bo. En nie onder nie. Ek sal geseënd wees. In my ingaan en in my uitgaan. En alles wat my hande aanraak sal suksesvol wees. Die Here sal my beskerm. Die Here sal my seën. Hy sal sy aangesig oor my uitstort. Hy sal my genade gee. Hy sal my grondgebied vergroot. Hy sal my gebede verhoor. Hy sal onheil van my weerhou. En hy sal aan my sy vrede gee. Daarom is ek geseënd. 'n kosbare meesterstuk. Want een persoon het my gemaak. En hy is God. Ek is duur gekoop. Deur die kosbare bloed van Jesus. En ek is uniek. Een van 'n soort. Waardevol in sy oë. Ek is 'n koningskind. En hy is my Vader. Daarom is ek geseënd in die kosbare naam van my Vader, die wie my geskep het. In die kosbare naam van Jesus, die wie my gered het. En in die kosbare naam van die Heilige Gees, my vriend en my helper. Amen. Maar nou gaan ons 'n Sondagskool amen sê. Is dit reg? Is julle reg? Maak so. Ons het die ou dae daai groot potte gekry, hè, nee? Mieliepap. Sê roer 'n bietjie. Okay. As jy agterkom, jy pas uit, moet dit nie saam met ons doen nie. Okay. Is dit reg so? Is jy reg? Hier gaan ons. Sê saam met my. Amen. We willen weer een doen. Hier gaan ons.